Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend. Ag, dit is my lekker om terug te wees. Ek sê nou vir Mariana dat hulle kuier so daar agter dat ons kos by kerk wees gaan uitkom, maar ons het dit dan reg gekry. So, dis wonderlik. Kan ek gou vanoggend Christine Grobler, Christine, jy sit daar. Hartlik welkom vanoggend. Jy moet net jou hand so opsteek dat almal net kan sien dis jy. Hartlik welkom by ons.
ons hoop regtig jy gaan by ons gelukkig wees en dat dit vir jou 'n tuise sal word. Want hierdie, kan ek jou beloof, is soos 'n familie. Ons kan mekaar knyp soos 'n familie, maar ons is baie lief vir mekaar en ons probeer regtig ons heel beste. So, hartlik welkom by ons. Is daar nog iemand vanoggend wat al vir die eerste keer hier is, misgekyk het? Ek het meestal net gewone bekende gesigte gesien. Maar julle is almal bitterlik hartlik welkom vanoggend. Goed, ek wil so oomblik net stil staan by die goed en die sleg van die begin van die jaar. Ina Skols was vir 'n baie langer by ons in die gemeente, toe hulle verskuif na aftree-oord aan die ander kant van die stad. Ina ervaar geweldige gesondheidsprobleme, so asseblief dink aan haar. Karin, jy ek sal nog mooi kom hoor of jy reg is, maar ons bid vir jou ook dat alles sal goed gaan. En dan ook Andrei Esterhuis, en ek nie vir Andrei vanoggend gesien nie. En dan Astrid Brits is opgeneem in die hospitaal met longontsteking en sy het weer al die goed van ventilasie en so, maar is besig om haar daar uit te haal. So ek sal môre gaan kyk hoe gaan dit met haar, as sy nou uiteindelik bietjie meer wakker is en dalk met 'n mens kan praat. Goed, verder was dit ook bitterlik hartseer. Charles Lombard is oorlede. Ek het die laaste Sondag wat ons nagmaal gehad het in November, was ek daar by hulle gewees en ek moet vir julle sê, ek het so 6 mense verwag. Ek dink daar was 25. En dit was 'n ervaring om so aan iemand nagmaal te kan bedien. En hy is die 19de Desember oorlede en hulle moes nou wag tot komende Dinsdag voordat ons die roudiens kan doen. So dink maar ook net aan hulle. Wat ook dan nou, en die van julle wat vir Anita Snyman kan onthou, sy is ook oorlede en het so vinnig ook met haar kind gepraat. Goed, dan kom ons vandag by verjaarsdag. Is Hetty hier vanoggend? Ek het nie Hetty hulle gesien nie. Ja, Hetty de Beer, ekskuus nie, daai Hetty nie, ander Hetty. Ja, Hetty weet ek is hier, maar Hetty de Beer is nie vanoggend hier nie, nee. Ek moet mooi onderskei as ek begin praat oor Hetty, nee. Nee, dis 'n paar. Hetty aangesien almal nou vir my gesê het jy verjaar vandag. Gaan ek dan vir jou. Baie hartlik geluk. Ek het net gou kyk wie sien nog. Carlo is nie hier nie. Janie Oorbols het ek ook nie gesien nie. Jan Oorendal, Jan Lit. Ek het vir Carmen gesien. Gaan ek jou afvaardig om sy stokkie vir hom te vat? Het jy gemis, nou maar jy nog willen kry, maar dan moet jy maar vir Boetie ook een vat. Dis bitter onregverdig om net een mag kry, nie die ander nie. Hulle het ook al vir my gesê, die bakkie is vol gemaak, so lekker. Goed, Edrie het ek nie gesien nie, en Henry is met verlof. Goed, en dan, my liefste Tannie, ons is so bly om vir jou hier te hê. En ons is so bly jy is op die been, na die siekte wat jy gehad het. Het Tannie nou verhuis? Kyk Tannie net? Vrydag. Ag, ons sal bid. Dit sal goed gaan. Maar baie dankie dat Tannie vanoggend hier is. En, nee, maar dit is wat ons moet wees, mekaar goed wees, maar ons is baie dankbaar, dit gaan met Tannie beter. Verstaan jy weet hoeveel keer het ons gebid, dat het net moet beter gaan, terwyl Tannie in die Bloemfontein is. Nee, dan sê ek baie bly. Goed, dan kan ons nou vir 'n oomblik net rustig raak. Dink ek het nou min of meer alles gesê wat ek moes. En kom ons raak so vir 'n oomblik rustig, en dan begin ons met ons erediens.
En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niks te maak, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom staan daar geskrywe: die wat wil roem, moet in die Here roem. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons luister vanoggend in Romeine 13, hoe daar vir ons gesê word dat ons alles wat ons doen, uit liefde doen. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit, al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Kom ons sing van die God se genade en van sy liefde in Vonk 79, dan vers 1 tot 3 en dan vers 5.
As ons geloofsbelijdenis, broers en susters, gaan ek vanoggend die apostolikum vir ons voorlees. En ek gaan vra dat julle vir 'n slag daarna luister. En vir jouself dink dat jy met elke artikel wat in hierdie geloofsbelijdenis staan, eensstemmigheid het. Somtyds is die woorde 'n bietjie ou Afrikaans, maar in die grootste meerderheid stem ons saam met alles wat in die 12 artikels staan. So kom ons luister en kom ons bely dit saam. Terwyl u dit in die hart sê, sê ek dit vir ons hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl jy so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, ewige en almagtige God, God waaroor ons nie genoeg woorde het om u te beskryf of iets van u te verstaan nie, behalwe vir dit wat u vir ons kom leer het, vir dit wat u vir ons kom wys het, vir die liefde en die teenwoordigheid en die beskikbaarheid van die Heilige Gees in ons lewens. Here, baie dankie dat ons vanoggend, terwyl ons so saam is, kan dankie sê. So aan die begin van 'n nuwe jaar het u reeds bewys, u is nog steeds met ons. U stap elke tree met ons saam. Of ons weg was en of ons net hier by die huis was, Here, u hande was om ons. Nooit was ons ver van u af, of werklik ver van ons gemeenskap van gelowiges nie. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend ook kan uitsien daarna, dat u deur die woord met ons praat. Dit bly elke keer vir ons 'n wonderwerk, hoe hierdie woorde, wat ouer is as 2000 jaar, na ons toe kan kom, en met dieselfde krag, met dieselfde moontlikheid om ons lewens te verander. Here, gee dat ons vanoggend opreg sal luister. En dit wat sal gebeur tussen waar u praat en waar ons hoor, en waar die Gees met ons werk, dat dit vir ons vernuwing sal bring. Dat dit van ons mense sal maak wat opreg dien en opreg lewe, en u aanbid met alles wat in ons is. Dit bid ons in die naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons lees vanoggend, broers en susters, 'n baie bekende gedeelte in 1 Korintiërs 10, vers 4 tot 17. Begin met 'n danksegging, en dan later gaan hy bietjie oor na een van die eerste probleme wat hy een van die probleme wat hy in Korinthe aanspreekend is, die verdeeldheid in die gemeente. Ek dank my God altyd oor julle, vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het.
want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle goed gevestig, dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook eindtyd sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here. Ek doen 'n beroep op julle almal broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit, my broers, omdat van Chloe se mense my vertel het, dat daar oneenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek dat een sê ek is vir Paulus, een sê ek is vir Apollos, een ek is vir Cephas en een ek is vir Christus. Is Christus dan in stukkies verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit nie met die woorde van menslike wysheid nie. Want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters, gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Die opskrif sê dat ons moet mure afbreek en dat ons moet brûe bou. En dit vat 'n mens outomaties na dit wat Jesus in sy lewe gedoen het. Dit waaroor Paulus skryf en dit waarvan uit ons lewe. Dat Jesus by uitstek iemand was wat mure afgebreek het en brûe gebou het. Dink dan maar net vir 'n oomblik aan hoe hulle gemeenskap aan mekaar gesit was. Die reëls van wat mag en wat mag nie. En dan kom Jesus hierin. En die eerste goed wat hy doen, is om dit wat volgens hulle die reëls is te breek. En te sê, maar dit werk nie so nie. En dat hy eintlik 'n nuwe gemeenskap hier tussen hulle kon vestig. Vir baie was dit wonderlik om te sien en te ervaar, maar vir ander het dit woedend kwaad gemaak. En ons weet almal dat dit uiteindelik gelei het daartoe dat die Joodse Raad besluit het om hom gevange te laat neem en hom te laat kruisig onder leuns wat hulle vertel het, omdat hulle dit nie self kon doen nie. Dink maar net aan die brûe wat hy gebou het na vrouens en kinders toe. Die brûe wat hy gebou het na siek mense toe, na randfigure toe. Daar waar hy gesê het, maar julle is almal saam en deel van my. En dat daar nie 'n rangorde is van mense nie. Dis alles brûe wat die Here gebou het om 'n gemeenskap wat eintlik gebroken was, bymekaar te bring. En dit was sy visie vir sy mense. Dat ons almal ons sal sien as een. Die interessantste ding wat gebeur in die Christelike kerk, wat so buite die norm was dat dit eintlik vreemd was dat hierdie mense vir mekaar broer en suster gesê het. Paulus spreek hulle ook so aan, hy sê broers, want dit was maar die gebruik in daardie tyd, maar dit het bedoel broers en susters. Dat hulle familietaal met mekaar gepraat het. Hulle was nie familie van mekaar nie, hulle het familie van mekaar geword. Van hulle was Jode, wat uit hulle normale huishoudings en hulle families moes wegstap, omdat hulle Christene geword het. Van hulle was heidene, wat ook uit hulle bekende omgewing en uit hulle netwerke moes wegstap, uit hulle families uit, omdat hulle Christene geword het. En dan het die Here gesê, hierdie mense, wat kies om my te volg, hulle word my mense, my familie, my gesin. Ek is die hoof, hulle
is my familie. En dis waarom Paulus dan ook so met hulle praat. Dis brûe wat gebou word en mure wat afgebreek word om 'n nuwe gemeenskap bymekaar te sit. Om 'n samelewing te herskep sodat ons anders na mekaar kyk en mekaar anders kan sien en kan ervaar. Nou is dit interessant dat in hierdie gemeenskap, waar hierdie mense eintlik net mekaar het, waar hulle ook waarskynlik in omstandighede leef, waar hulle nie deel is van 'n bekende gemeenskap nie, maar ons vlug uit verskillende plekke uit en in Korinthe bymekaar gekom het. Dat hulle hier nog van hulle ou maniere weer toepas. En as ons so na hulle luister, broers en susters, dan herken ons iets van onsself, van die tipiese menslike. Dat hulle net daar begin het om half onder mekaar te stry en groepe te vorm. Een is vir Paulus, een is vir Cephas, een is vir Apollos. En dat Paulus hulle hieroor moet aanspreek. Nou, daar's 'n Apollos groep, waarskynlik omdat Apollos meer aantreklik was as Paulus. Paulus was hierdie mannetjie wat al baie slae gekry het in die lewe en wat nie meer mooi was nie. Apollos was jonger. Dalk het hy 'n beter aanslag gehad met die mense as Paulus. Die Cephas groep was hierdie ouens wat bietjie teruggehunker het na die Joodse tradisie, na die Joodse manier en dit meer wou inkorporeer in die gemeente. Dan was daar ouens wat Paulus gevolg het asof hy wou hê dat hy so 'n groep mense het wat hom aanhang. En dan was daar hierdie lawe groepie wat gesê het ons is die Christusgroep. Asof jy dit wat Jesus gedoen het kan afwater na 'n groepie in hierdie gemeenskap. Asof hulle wou sê ons weet die beste. Ons is reg. Ons is aan Jesus se kant. En dan sê Paulus vir hulle, hoekom is julle besig om weer mure te bou? En agter mure stelling in te neem en mekaar te beskuldig en te wantrou, as die Here vir ons geleer het dat ons saam moet wees, dat ons eensgesind moet wees, dat ons saam moet werk en saam moet leef, terwille daarvan dat ons in diens staan van Christus en niemand anders nie. 'n menslike naam, 'n persoon se naam, 'n Apollos of 'n Cephas wat Petrus is, of 'n Paulus is nie belangrik nie. Dis nie waar mense bymekaar gebring word nie. Dis nie wie die belangrikste is nie. Daar's net een naam wat ons almal agteraan gaan en dit is Christus. En dit wat hy vir ons geleer het en dit wat hy vir ons kon doen het. Die enigste ding wat deurslag gee in 'n mens se lewe is dat Christus jou hoof is en in jou lewe is en dat ons agter hom aangaan. Nou gebruik Paulus doelbewus familietaal om vir hulle te sê, maar julle is 'n familie. Julle is 'n huisgesin. Julle kan nie agter mure wegkruip en mekaar van goed beskuldig en mekaar wantrou en mekaar kwaad aandoen en stry en al die goed wat so menslik is en eie is aan ons nie. Hy het gesê hierdie gemeenskap is ons nuut gemaak. Is ons saamgebring as 'n familie en 'n huisgesin. En in hierdie gemeenskap gaan ons hierdie dinge met mekaar uitsorteer. Ons gaan nie mure bou nie, ons gaan brûe bou. Ons gaan by mekaar uitkom. Hoekom? Want ons het 'n liefdevolle Vader wat ons by mekaar gebring het. Ons het 'n broer in Christus wat homself kom beskikbaar maak het aan elkeen van ons. Hy het elkeen van ons ingesluit by sy huisgesin. Hy hoef dit nie te gedoen het nie, hy het gekies om dit te doen. Elkeen van ons is deel van 'n huisgesin van Jesus Christus omdat hy ons gekies het. Nie omdat ons so oulik is, of soveel gawes het, of so wonderlik is dat ons hier moet wees nie, maar omdat hy ons deel gemaak het. En hy vir ons gesê het, hier onderling skep ons 'n nuwe gemeenskap. Een waarin ons in liefde dien. Een waarin ons met nederigheid leef
en mekaar met agting beheer en na mekaar omsien. En ons noem mekaar vandag nog broers en susters, omdat ons iets wil sê van hierdie bande, van hierdie verbind wees aan Christus en aan God, en verbind wees aan mekaar. Onlosmaaklik verbind. Jesus wil vir ons sê dat hy vir ons 'n nuwe manier bring. Dat hy ons in nuwe verhoudinge stel. Ons in 'n nuwe familie insluit. En daarom kan Paulus sê, hier kan nie mure wees nie. Hier kan nie die normale menslike goedjies wees nie. Dis vir julle, dis vir ons, om dit anders te doen. Om te werk daaraan, dat ons 'n gemeenskap is, wat ons Here dien. En wat lyk na 'n gemeenskap, wat aan God behoort. En nie 'n normale gemeenskap hier daar buite, of 'n organisasiekie, of 'n wat ook al, wat menslike doelwitte het, en op menslike maniere bestuur word nie. Daarom dat ons nie 'n ander hoof het, 'n ander baas het, as Christus self nie. En hy sal homself nooit 'n baas genoem het nie. Hy het gesê, hy kom dien ons. Hy het op sy knieë gestaan, en sy disippels se voete gewas. Dis die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, in ons mens wees, en in ons gemeenskap wees, saam met hom. Paulus praat van eensgesind wees. En hy praat oor twee goed, hy praat oor gesindheid, en hy praat oor oortuiging. En hy begin by gesindheid. Eensgesindheid. Om saam te wees, en saam te werk, en mekaar in liefde te dien, is 'n keuse. Dit kom nie van self nie, broers en susters. Dis 'n keuse wat elkeen van ons elke dag maak. Ons kies om te luister. Ons kies om te probeer verstaan wat iemand anders te sê, wat iemand anders se situasie is. Ons kies om te hoor en met insig te luister as iemand met ons praat. Ons kies om begrip te hê, om uit te reik na mekaar, om te gee, om te sorg vir mekaar. Om te kies om eensgesind te wees, is om te kies en te keer, te kies teen en te keer, dat daar verdeeldheid kom, dat daar probleme kom wat nie uitgestry kan word nie. En as ons broers en susters net vir 'n oomblik een tree teruggee, in enige situasie, of dit nou in jou huis is, of by jou werk is, of hier in die gemeente is, as jy een tree teruggee, en so 'n bietjie tyd vat, om die situasie te beskou, dan besef mense in die eerste plek, dis nie so erg nie, en in die tweede plek, daar's altyd 'n oplossing. Ons moet net bereid wees, om te kies om 'n brug te bou, eerder as 'n muur. En hierdie jaar, dink ek, is 'n baie goeie jaar, om hierdie goed te oefen. Dat ons gedurig besig is om net brug te bou, en nie mure waar agter ons wegkruip en beklei, en beskuldig, en kwaad doen nie. Dan sê hy ook, ons is een in oortuiging. En hierdie oortuiging is nie iets wat ons vir onsself uitgedink het nie. Die oortuiging waarmee ons leef, kom vanuit dit wat Jesus vir ons kom leer het. Kom vanuit ons verstaan van wie God is, en wat hy ons gemaak het, en waarmee ons behoort besig te wees. Dis die oortuiging wat ons vandag gesê het en gehoor het, toe ons geloof bely het. Dis wat ons saambind. Dit is wat ons 'n gemeene deler gee. Die feit dat ons in genade aan die Here behoort, en daarom aan mekaar. Ons het begin deur te sê, die liefde is die volle uitvoering van die wet. En dit is die meganisme, dit is dit wat die Here vir ons gee, om hierdie ding te laat maak werk. Dink net vir 'n oomblik, hoe moontlik is dit, as daar in 'n gemeenskap van gelowiges nie liefde en vergifnis en nederigheid en genade is nie. Dis onmoontlik. Maar omdat die Here vir ons sê, julle is saamgebind in genade aan my, leef ons uit daardie genade. Leef ons uit eenheid. Wat baie moeilik is in hierdie wêreld, maar ons strewe elke dag daarna.
om dit reg te kry. En ons doen dit deur iets van onsself weg te gee, om ons hande uit te steek, om te luister, om ruimte te skep vir 'n ander mens, of verskil hy van my. En om die pad saam te loop, dis 'n keuse wat ons maak, en ons maak hom elke keer weer. Dit omdat ons aan die Here behoort, en sy evangelie leef, en 'n disipel van hom wil wees. Ons sien dit in ons huise, broers en susters, ons sien dit waar in ons werksomgewings, ons sien dit in die samelewing daar buite, dat mense baie vinnig is. En dan moet ons sê, ons mense wat Afrikaans praat, doen dit baie goed. Ons kan so verskriklik maklik in groepe verdeel. En agter mure skuil, en mekaar beskuldig van goed. En presies doen dit wat hier in Korinthe gebeur het. Elkeen 'n naam kry en besluit, ons weet beter as wat iemand anders weet. En dit gebeur baie keer, en dit is die hartseer van die saak. As 'n mens bietjie na die geskiedenis van goed gaan kyk, dan kom jy agter, iemand het iewers 'n seer gekry. En daardie ou het vir 'n muur gaan bou. En hy het begin met 'n oorlog. En toe staan oor en weer 'n skermutseling wat skrik vir niks. Die Here sê vir ons moet anders kies. Ons moet juis hierdie mure wat ons so graag bou, gaan afbreek. En elkeen van ons kan aan 'n muur dink wat ek iewers al opgerig het, waar ek my net afgeskans het van iets of iemand, waar ek net gesê het, hierdie is vir my te veel, of hier wil ek nie wees nie, of ek is kwaad vir die wêreld, en hier staan my muur, waar agter ek baie gemaklik kan skuil. En ek hoef nie daar uit te kom nie, en ek hoef nie energie te spandeer om dit anders te doen nie. En nou sê Paulus vir Korinthe, en hy sê dit vanoggend vir ons, dis tyd dat ons hierdie mure afbreek. Maar dit is nie 'n kwessie van breek net af nie. Dis nie net 'n negatiewe ding van, nou moet ek hier uit die pad uitvat nie. Daar's 'n stukkie by, hy sê, en vat hierdie bakstene, en gaan bou 'n brug. En hoe moeilik dit vir jou is, gaan bou 'n brug. Begin minstens net met jou brug, en die Here sal vir jou die genade en die krag gee om dit verder te doen. Die goed wat ons weghou van mekaar, wat ons vir 'n lang tyd al kwaad het vir mekaar. Die goed wat vir jou laat afskans het teen iemand, teen 'n groep, teen wie ook al. Die goed wat vir jou seer gemaak het. Gaan breek dit af. En gaan gee daardie tree oor hierdie brug. En bou hierdie brug, sodat jy dit wat in jou lewe jou beperk, wat jy soos 'n swaar sak saam met jou dra, dat jy dit afgooi. Dat jy daarvan ontslaa raak by die voete van die Here. En dan stap jy die pad verder saam met die Here. En natuurlik doen ons dit nie uit onsself nie, broers en susters. Dit gaan gepaard met, kom ons luister na God se woord, kom ons bid oor hierdie goed. Kom ons hoor by hom wat is die regte ding om te doen. Want wegkruip hierdie jaar gaan ons nie meer nie. Gesond word en heel word en brûe bou. Dit is wat ons hierdie jaar gaan doen. Met elke baksteen wat ons afbreek, gaan ons 'n brug bou. Gaan ons vergewe, gaan ons lief hê, gaan ons dien, omdat die Here ons juis stuur om te doen wat hy van ons vra en nie wat ons dink nie. Kom ons mors nie ons tyd en ons energie op goed wat nie die moeite werd is nie. Op goed wat jou nêrens gaan bring nie, wat afbreek eerder as wat dit bou. En kom ons fokus op dit wat Paulus hier vir ons sê, dat ons met energie besig raak met dit wat sinvol is, dit wat opbou, dit wat brûe is, dit wat vir ons 'n gemeenskap van gelowiges gee, wat lyk soos 'n huisgesin van God, en waar daar liefde en vergifnis en genade is. Want ons is hier deel van God se familie. En hierdie saamwees is bedoel nie om mekaar warm te maak nie, maar om te dien. Om besig te wees met dit wat die Here vir ons gee om te doen.
Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, wanneer U met ons praat, word ons stil. Wanneer U aan ons harte vat, Here, dan ervaar ons dit. Besef ons hoe belangrik dit is. Dis oomblikke in die ewigheid, as ons U stem hoor. En as ons kan luister na U raad, U wysheid, en na U woorde van vergifnis. En ons bely, Here, daar's baie goed in ons lewens, wat ons met ons saamsleep, waaroor ons moeg maak, en wat ons bekommerd het. Onnodig, omdat ons vergeet, dat ons saam met U die pad loop. Help ons, Here, om ontslae te raak van dit wat ons onnodig met ons saamdra. Help ons om te vergewe waar ons moet. Help ons om ons hande uit te steek daar waar ons moet. Geef vir ons die oortuiging om te gaan leef met alles wat ons weet van U, tot die eer. Dankie, Here, dat ek mag bid vir ons in hierdie nuwe jaar. Dat U 2026 in hierdie jaar in ons gemeente 'n jaar sal maak van brûbou en van liefde en van saamwerk en gemeenskap van gelowiges wees. Dat dit wat ons saambind vir ons belangriker sal wees as dit waarvan ons verskil. Help ons, Here, dat ons na ons kinders omsien, dat ons na ons senior burgers omsien, dat ons uitreik na hulle wat swaar kry en siek is en bekommerd is. Help ons, Here, om regtig 'n plek te wees waar mense veilig voel en waar mense voel hulle is deel van 'n familie. En dat ons mekaar nie net na binne vashou nie, maar na buite sal kyk. En sal kyk, waar is dit waar U vir ons gee om te werk en te doen. Here, baie dankie dat ons onsself, ons huisgesinne, ons gemeenskap van gelowiges in die hande kan plaas. En kan bid, Here, dat U met ons die pad sal stap. Dat U vir ons die deure sal oopsluit. En dat U genade vir ons altyd genoeg sal wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons sluit nou af, broers en susters, met 'n lied wat in elk geval al hierdie goed weer klink. Ons Vader, neem ons hande, kom ons sing daar al 3 die verse. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Die
was 'n 9. Ja, nee, hierso, hierdie land van